So geliefdes, ons is sterk op pad. Op pad na die kruis. Hierdie week is ons halfpad merk in ons lentreis, vreemdeling tot volgeling. En nie ver van hier af nie, dan herdenk ons weer dit wat Jesus kom doen het aan die kruis. En ons noem dit nou Paasfees. Dit het nou baie goed geword in ons dag. Maar mag ek en jy ook in hierdie tyd bewus word van wat Jesus vir ons kom doen het. Ons volg in die voetspore van Simon van Sirene en ek vertrou jy werk in jou boekie, het sy in jou boekie of op die PDF of waar ook al jy met hom werk en ek sê altyd is what you put in is what you get out. Jy kan nou vinnig hierdeur lees of jy kan tyd maak om na daai refleksies te kyk, vir die Gees van God te vra, om met jou te praat, waar jy is, in jou journey, in jou volg van Jesus. So, dit is die waarde van dit. Nie net wat ek hoor nie, maar wat ek toelaat dat God se Gees in my lewe doen. En hierdie afgelope week was die uitnodiging, dit hang maar af hoe ver jy trek in die boekie, party is so voor, hulle is agter, of party so agter, hulle lyk of hulle voor is, maar dit maak nie saak waar jy is nie. Maar in hierdie week was ons uitgenooi om terug te kyk, sodat ons vorentoe kan gaan. Sodat ons vorentoe kan beweeg, vorentoe kan stap. En dis die woorde van Johannes, veral daar in die Passion Translation, en ons het laasweek daarna gekyk, wat eintlik ons uitnooi na 'n dieper kyk. Wanneer hy sê in 1 Johannes 3 vers 1 in die Passion, hy sê, look with wonder, ek moes eintlik hy wonder ook in rooi gemaak het, at the depth of the Father's marvelous love. Look with wonder. En ek het vir jou gewys verlede Sondag dat daai Griekse woordjie wat Johannes daar gebruik is eideo, wat beteken be aware, behold, consider, perceive, be sure, understand. Dis anders as net om te kyk. Dis 'n diep kyk. Dis 'n kyk met verwondering. Dis 'n kyk met 'n bewuswording en verlede Sondag het ons gesê hierdie week nooi ons uit om bietjie dieper te kyk na die gevolge van die kruis. En jy sal onthou ek het 7 V's met jou gedeel. Die gevolge van die kruis is die feit dat die kruis ons versoen met God. In die kruis is daar vir ons hoop, vertroue, vrede, vergifnis. Vrees word verbreek want daar's liefde. Met ander woorde, daar's verhouding en dan is daar kunskap, verbintenis. Is dit nie amazing dat dit die gevolge is van die kruis nie? Dat ek en jy in hierdie verhouding kan staan. En dis wat Johannes ons uitnooi, kyk bietjie dieper, kyk met verwondering, met 'n bewustheid van dit wat Jesus kom doen het vir ons in die kruis. Is jy vanmôre dankbaar? Daar's gevolge van die kruis en hierdie 7 gevolge verander ons ganse wêreld, ons ganse lewe. Is jy dankbaar vanmôre dat daar versoening gekom het tussen jou en God, dat die skeidsmuur van sonde afgebreek is en dit deur die kruis, dat ek en jy vry kan wees, dat ons in vrede kan leef, vrede met God, dat ek en jy sy kind kan wees. Dis amazing. Ek is dankbaar, is jy dankbaar vanmôre? Net daar waar jy sit, sê vanmôre vir die Here, Here, dankie vir die gevolge van die kruis. En help my om met hierdie bewustheid te leef, hierdie verwondering raak te sien. Nou lank voor Jesus se kruisiging, het Jesus op 'n dag vir die skare
en sy disippels wat saam met hom gestap het, het hy gesê, en Markus en die ander evangelies skryf dit op, maar in Markus 8 vers 34 haal ons dit vanmôre aan, sê Jesus, wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Kyk net na daai woorde. As jy agter my wil aankom. Nou ons weet Simon van Sirene was gedwing om die kruis te dra. En ek dink nie Simon van Sirene daardie dag toe hy gedwing is om die kruis te dra, om op te tel, het hy eintlik besef wat daar gebeur met hom nie. Het hy besef dat hy ingetrek word in iets wat baie groter is. Daai dag word Simon van Sirene ingetrek in God se plan van redding, God se plan van verlossing, in God se liefde in God se roeping. En geliefdes, dis hoe die kruis werk. Die kruis neem gewone mense, gebroke, sondige, stikkende mense en hy maak hulle deel van sy plan. Mense soos ek en jy. Is dit amazing? Dat God jou en my gebroke stikkenheid vat en hy maak ons deel van sy plan. Nou daai dag toe Simon van Sirene die kruis op sy skouers tel en dra, wat het gebeur? Die kruis het 'n onlosmakende deel van sy lewe geword. En daar, in hy dra van sy kruis, van Jesus se kruis, word sy lewe onherroepelik verander. Hy word daar in daai oomblik verbind aan hy kruis. Hy word aan hom verbind. En dis wat die kruis doen. Die kruis bring 'n verbintenis. Die kruis trek jou na God toe. Maar hy trek jou na God toe nie om op 'n afstand te staan en net 'n toeskouer te wees. Hy nooi jou uit om 'n deelnemer te wees. Hy nooi jou uit om 'n volgeling te wees. Die kruis nooi jou uit om 'n disipel van Jesus te wees. En hierdie verbintenis beteken dat ek en jy nie meer slegs net Jesus kan volg met ons woorde nie. Nee, maar met my hele lewe. Nie net met my woorde nie. En wanneer dit gebeur, dan verander dit my lewe, die kruis kom verander dit. Dit word deel van my geloofsreis en hierdie geloofsreis waarop ek gaan, word dan sigbaar. Dit word sigbaar in my keuses. Ek kies nie nou maar sommer net wat ek wil nie. Ek kies dit in die lig van die kruis. Dit word ook opgeneem in my optrede. Hoe ek doen. Het jy al gedoen en dan kom jy agter, dis nie hoe Jesus dit sou doen nie. Dit word deel van my optrede. Dit word deel van my prioriteite. Die kruis word deel van my waardesisteem en selfs die manier waarop ek ander mense behandel. So, my geloof is nou nie net meer woorde nie, maar dis 'n geloof wat geleef word, 'n geloof wat vas staan, 'n geloof wat betrokke raak en gehoorsaam bly, selfs wanneer dit vra dat ek sal opoffer, selfs wanneer goed nie so maklik uitdraai nie. Hallo? En dis in die Amplified Bybel waar Jesus se woorde oor die kruis wat ons moet optel, so bietjie anders klink. Sal jy dit saam met my lees? Jesus called the crowd together with his disciples and said to them, "If anyone wishes to follow me," die Amplified sit hierdie by, "as my disciple, he must deny himself." Deny moes ook eintlik rooi gewees het. "Set aside selfish interests and take up his cross, expressing a willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me, conforming to my example,
in living and, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Sjoe, is nogal sterk woorde, né? Hierdie opoffer, hierdie selfverloon, hierdie diep volg in lewe, in optrede, maar ook in lyding. Kyk weer 'n bietjie na daai woorde. Dis groot woorde. So wat kom doen die kruis? Die kruis kom verbind my aan die lewe van Jesus. Ons word uitgenooi om naby aan Jesus te leef. En dis dan in hierdie nabyheid aan die kruis wat my lewe kom vorm. Dit kom verander my, dit kom transformeer my lewe. Dis hierdie kruis wat my anker word. Dis hierdie kruis wat my rigting word. Dis hierdie kruis wat vir my standvastigheid gee in my geloof. En dis ook hierdie kruis wat my in staat stel om met oorgawe te leef. Oorgawe waaraan? Oorgawe aan God. Maar dit trek my en jou in om deel te wees van 'n groter verhaal, 'n groter storie, die storie van God en die storie van sy redding. Dit trek my in. Ek word verbind aan hierdie kruis. Maar wat doen hierdie verbintenis? Hierdie verbintenis aan die kruis gee ook vir jou en vir my 'n ewigheidsperspektief. Kyk wat skryf Paulus aan die Efesiërs. Hy sê in die Nuwe Lewende Vertaling, omdat ons aan Christus Jesus verbind is. Jy moet dit hoor. So wat kom doen die kruis? Die kruis kom verbind my aan Jesus. Maar wat doen hierdie verbintenis? Dit gee vir my 'n ewigheidsperspektief. Nou sê hy, het God ons saam met Jesus hom opgewek en saam met hom 'n sitplek in die hemel gegee. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie verbintenis aan die kruis gee vir jou en vir my 'n ewigheidsperspektief, omdat ons saam met Jesus verbind is deur die kruis. Sê God, hey, luister, julle sal saam opgewek word. En ek gee vir julle 'n sitplek in die hemel. Hierdie verbintenis, geliefdes, is aan die ewige lewe. God se ewige werklikheid. En dit wil ek vanmôre sê, dit bestaan nie in tyd of omstandigheid of die dood nie. Niks kan dit begrens nie. Dis groter as tyd, omstandigheid en selfs die dood. En as ek na hierdie skrif kyk, dan lyk dit vir my dat die ewige lewe nie net eers begin wanneer ek my asem uitblaas nie. Die ewige lewe begin nou reeds hier. Want ek het 'n ander perspektief. Ek het 'n ander perspektief. Ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Ek word blootgestel aan die wêreld, maar ek weet ongeag wat gaan gebeur, daar's 'n ewigheid. En ek sit nou reeds, as jy na die ou vertaling gaan kyk van Efesiërs, jy's bietjie vinnig vir my, Adelmas, okay, jag my maar aan, gaan net terug. As jy teruggaan na die ou vertaling toe, hy sê, ons sit dan nou al reeds saam met Jesus in hemelse plekke. Dis ons plek, dis ons posisie, dit voel nie aldag so nie. Soms voel dit vir my nie, ek's in die gutters. Maar my verbintenis met die kruis gee vir my 'n ewigheidsperspektief. Prys die Here. Kan ons die Here lofoffer gee? Want julle kyk my vanmôre so aan. Dit begin nou. En dit is 'n lewende verhouding met Christus. Hannes, is nie amazing nie. Luister wat sê Jesus. Dis die skrif wat Adel nou opgesit het. Hy sê, en ons ken dit, hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daarom beteken dit, dat my identiteit nou geanker is in iets wat
blywend is. Want wat is my identiteit? As jy dink aan die gevolge van die kruis, ek is 'n kind. Ek is 'n kind van God. Dis my identiteit. So my identiteit is nou reeds geanker, dis iets wat blywend is. My hoop is nie op verganklike sekerhede nie, en my toekoms is vasgemaak. Vasgemaak aan die beloftes van God. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ou Simon van Sirene, toe hy die kruis op sy skouers getel het, het hy nie geweet wat die impak daarvan sal wees nie. Miskien het hy net gedink, ja, as ek net by daai regop paaltjies op Golgotha kruis kan uitkom, kan ek ontslaa raak van hierdie las. Maar wat het gebeur? Elke tree agter Jesus het hom nader aan God gebring. Het hom nader aan redding gebring. Het hom nader aan die waarheid gebring. Nader aan God. Daai pad wat hy moes stap tot bo op hy heuwel, sou eintlik aan die einde van die dag hom lei na waar? Na die ware weg. Daai fisiese pad wat hy opgestap het, was eintlik besig om te lei na die ewige weg. Want wat het Jesus gesê? Ek is die weg. Geliefdes, hoor vanmôre, die kruis kom verbind ons aan die weg. En op hierdie pad wat ek en jy stap, wat ons die lewe noem, gaan dit nie oor gemak nie, maar dit gaan oor betekenis. Dit gaan nie oor beheer nie, maar dit gaan oor vertroue. Want hy is die weg. En ek en jy is verbind aan die kruis, en hy is die weg. Hy is die weg. Hy is die weg. So die pad wat ek en jy stap, is 'n ewige pad. En op hierdie weg word ons gelei waartoe? Na waarheid toe. En waarheid is nie net goed wat ons glo nie, waarheid is 'n persoon. Jesus. Jesus, hy is die waarheid. Hoor vanmôre, waaraan verbind die kruis jou? Jy het 'n ewigheidsperspektief. Maar hy verbind ons ook aan die een wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hoor jy vanmôre iets? Okay, as jy dit nou nie heeltemal vanmôre hoor nie, gaan jy dit in hierdie komende week, as jy journey in hierdie boekie, gaan jy weer aan hierdie gedagtes herinner word. Gaan jy weer uitgenooi word om keuses te maak, besluite te neem, om nader te kom, om jou te verbind aan die een wat die belofte gee. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Dis nie net iemand nie. Dis Jesus self wat dit gesê het. En wanneer ek hom volg, ontdek ek dat die lewe nie iets is wat ek het of besit nie. Nee, hy is die lewe wat in my vloei en deur my vloei. Dink vir 'n oomblik daaroor. Jesus is die lewe wat in jou vloei. En daai lewe wat in jou vloei is 'n ewige lewe. En nie eens die dood kan jou keer van daai lewe nie. Want hy die dood oorwin. Ons het dit vanmôre gesing. Ons het dit vanmôre gesing. So wanneer iemand in Christus sterf, sterf hulle nie. Hulle stap oor. En daai ewige lewe vloei vir ewig in en deur hulle. Maar waar begin dit? Dit begin by hierdie verbintenis. Dit begin by hierdie verbintenis aan die kruis. Wanneer ek kies om Jesus te volg, agter hom aan te stap, dis dan. En dan verander alles.
Die kruis verander van 'n plek van lyding tot 'n plek van verbintenis. Dit verbind jou aan Jesus self. Hy is die weg wat vooruitloop. Hy is die waarheid wat jou vrymaak en hy is die lewe wat jou vul. En daarom sê Paulus wanneer hy skryf aan die Romeine in Romeine 8 vers 17, hy sê en as ons bereid is om saam met Christus te ly, sal ons sekerlik ook deel in sy heerlikheid. En die A-gedeelte van vers 17, dis waar hy begin, maar ek het dit net omgeruil. Hy sê, saam met Christus, kry ek en jy deel aan God se rykdom. Wat is God se heerlikheid? Wat is sy rykdom? Daai ewige lewe, die hemel wat hy beloof, om Jesus te volg, geliefdes, dit vra 'n prys. Dit het 'n koste. Maar dit dra ook 'n groot belofte. En wat is daai belofte? Daai belofte is oorwinning. Daai belofte is 'n erfenis. Daai belofte is heerlikheid. Daai belofte is God se rykdom. En die ewige lewe. So 'n bietjie anders as wat ons dikwels dink. En baie keer verkondig word. As ek terugdink aan die eerste volgelinge van Jesus, daai eerste testamentiese kerk, die vervolging, die prys, maar ten spyte van dit, het hulle volhard. Vandag skep ons die illusie, dat wanneer jy Jesus volg, it's honky-dory, maanskyn en rose. En ons verkondig dit. Jy weet, you just name it and you proclaim it, en is net prosperity voor en prosperity agter, en wat jy sê, gaan jy kry. Dink ek nou aan Driekus. In jare terug, dink ek nou ewe skielik, hy's 'n mechanic. Motorwerktuigkundige. Jare terug, ons was jonk getroud, ons bly daar in Heidelberg. En elke oggend, hier was 'n girl wat daar gebly het in daai woonstelblok, sy het 'n Toyota Hilux bakkie gery, dis hoekom ek nooit 'n Toyota Hilux wil ry nie. En elke oggend as ek uitstap om Breggie af te sien vir haar liftklap, dan is daai girl daar en dan wil hy Toyota Hilux bakkie nie start nie. En dan vra sy, kan jy my help? Nou ek is oordentlik, want ek het 'n mooi army uniform aan, ek was toen 'n kapelaan in die weermag, my diensplig gedoen, dan sê ek, maak maar daai kap oop, dan gaan staan ek daar voor daai engine, en dan sê ek, o Here Jesus. Man, time and again het hy gestart. Maar toe besluit ek, nee, wag. It just goes that far. Dan kyk ek eers by die deur uit, as hy Toyota bakkie daar staan, dan soen ek Breggie binne in die huis, skobaai. Hoe het ek nou daar uitgekom? Maar sien ons dikwels, hoe die goed werk. Daar's 'n ander verbintenis wat verby. Want toe ek daaroor dink ek, jy kan daar voor daai karre se engine staan en sê, o Here, laat hulle net start. Dit start nie altyd nie. Al die ander uitdagings wat ons in die lewe het. Geliefdes, die kruis verbind ons aan iets veel groter. En luister wat sê Paulus aan die Filippense 3 vers 10. Hy sê, deur saam met hom Jesus te ly, kry ek deel aan sy dood. Maar ook in die hoop, dat ek die opstanding uit die dood kan beleef. Wow, is dit nie amazing nie? Luister mooi wat sê hy.
deur saam met hom te ly, kry ek deel aan sy dood. Maar ek het die hoop om sy opstanding te beleef. Ja, Simon van Sirene, hy het nie die kruis gekies nie. Die kruis het hom gekies. Maar ek en jy, ons het die kruis gekies. Want ek kan nie Jesus aanvaar as my verlosser en saligmaker sonder om die kruis te kies nie. Want redding en verlossing kom net deur die kruis en die prys wat Jesus betaal het. Want dis daar wat hy die volmaakte offerlam was. Dis daar wat hy die skuldbrief wat teen jou en my vyhandig was, afgehandel het, betaal het. So, sal jy my gelyk gee vanmôre, jy het jou hand aan die kruis geslaan. Jy het die kruis gekies. En is Thomas A. Kempis, en hy is al in 1471 oorlede, het 'n boek geskryf met die naam The Imitation of Christ. En dis daar wat hy hierdie woorde geskryf het. The cross, therefore, is always ready. It awaits you everywhere. No matter where you may go, you cannot escape it. Kyk na daai woorde. The cross, therefore, is always ready. It awaits you everywhere. No matter where you go, you cannot escape it. En Thomas het hierdie woorde geskryf in die lig daarvan dat lyding, uitdagende omstandighede en selfverloning onvermydelike aspekte van hierdie lewe is. Dink nou daaraan. Lyding, uitdagende omstandighede. En hy in die lig daarvan sê hy, the cross therefore is always ready. It awaits you everywhere. No matter where you go, you cannot escape it. Geliefdes, en dit kom dikwels. Dit kom dikwels in daai oomblikke wat ek en jy nie gekies het nie. Dit kom in daai oomblikke van siekte, van die dood, van goed wat gebeur in jou lewe, wat jy nie gekies het nie. Dit kom in daai uitdagings van die lewe wat jou verras. Soos 'n diagnose. Of. Kom soms in daai plekke waar jy ongemaklik voel. En dikwels hoor jy mense as hulle deur moeilike omstandighede gaan, so siekte, die dood of wat ook al. Dan sê mense, ja, maar dit is nou maar die kruis wat ek moet dra. En ek dink ons almal verstaan die bedoeling. Maar dis nie die kruis wat ons moet dra nie. Jesus het dit baie mooi gesê. Hy sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jouself verloon. You have to deny yourself and pick up the cross. Thomas Kempis het gesê, en dit was nie sy van nie, hy was van Duitse oorsprong en hy was gebore in 'n plek met die naam van Kempen. Dit maak nou nie eintlik saak nie. Maar hy het gesê, the cross is everywhere. It's always ready, it's waiting. Maar waar lê dit?
Dit lê in jou en my bereidwilligheid, dat wanneer ons in daai situasie, daai omstandigheid, daai wat ook al dit is, nog steeds bereid sal wees om Jesus te volg. Wanneer het Jesus sy kruis opgeneem? Dis nou nie 'n strikvraag nie. Jesus het nie sy kruis opgeneem daai dag toe hulle die kruis op sy skouers gesit het nie. Jesus het sy kruis opgeneem daai aand in Getsemane. Daai aand toe hy met sy Vader gepraat het en gesê, kan hierdie beker nie by my verbygaan nie. Daai aand, toe hy sy sweet en bloed uit sy voorhoof uitgekom het. Daai angs, daai oomblik wat hy gesê het, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Sal jy sê, daai was 'n selfverloning van Jesus? Dis daar wat hy eintlik die oorwinning gekry het. Ek lees dit in die week weer, en weet jy wat tref my, wat ek al hoeveel keer gelees het, en wat ek eintlik vergeet het, toe hy daar opstaan, en toe Judas en die soldate kom, toe Jesus sy mond oopmaak, toe val hulle plat. Toe moet hy eers wag vir hom op te staan, dat hulle hom kan gevange neem. Okay, sal julle nou opstaan en julle my kan vat, dat ons nou hierdie job kan klaarmaak. Ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Die kruis verbind ons ook aan Jesus se lyding. En nou is dit nie 'n kwessie dat Jesus sê, okay, ek het gely, nou moet julle ook ly nie. Geliefdes, die lewe het genoeg van sy eie lyding. Want dis 'n sondige, gebroke wêreld waarin ons leef, wat stikkend is en vol sonde is, en mense se keuses en omstandighede en siekte en die dood. Maar weet jy wat? Sy kruis verbind jou en my aan 'n ewigheid. Want hy is die weg, die waarheid en die lewe. So vanmôre, ek is al amper klaar. So vanmôre wil ek vir jou vra, wat is daai ding? Ek noem dit 'n ding. Wat is daai uitdaging? Wat is daai omstandigheid wat vir jou swaar voel? Wat soos daai dwarsbalk jou skaaf en skuur en seermaak en pyn veroorsaak? Wat is dit? En is dit nie daai ding waarin Jesus vanmôre vir jou sê, kom agter my aan. Kom volg my. Leef saam met my. Leef my lewe. Leef my missie. Kom saam met my. Wil jy nie vanmôre Jesus se roepstem hoor? Kom agter my aan. Kom volg my ten spyte van. Geliefdes, so hierdie week gaan jou en my uitnooi in hierdie boekie. Dit gaan ons uitnooi om onsself opnuut te verbind. Om ons te verbind aan die weg wat jou lei. Aan die waarheid wat jou vry maak. En aan die lewe wat jou innerlik vernuwe. Te midde van, ten spyte van, ongeag. Dit gaan ons uitnooi om te bly volg. Al verstaan ons nie alles nie. Om sy nabyheid raak te sien, selfs in daai moeilike situasie. In daai ding waaroor jy al baie gebid het, baie gehuil het, baie gepleit het. Dis in dit wat hy jou en my vanmôre uitnooi. Kom agter my aan. Kom volg my.
En geliefdes, ek en jy sal dit alleenlik kan regkry, as ons aan die voet van die kruis bly. At the foot of the cross. Ek wil jou vra net vir 'n oomblik, kan jy net teruggaan na daai woorde van Campus toe? Adel, dankie. Kyk net weer na daai woorde, terwyl ons aanbiddingspan vorentoe kom. The cross, therefore, is always ready. It awaits you everywhere. No matter where you may go, you cannot escape it. Wil jy vir 'n oomblik jou oë sluit? Dink vanmôre aan daai ding, daai uitdaging, daai ongemak, daai wat ook al. Dis in daai waar Jesus jou vanmôre vra. Kom agter my. Kom agter my aan. Kom volg my. Wil jy vanmôre net vir 'n oomblik in die gees jou hand uitsteek en net weer aan hy kruis vat en sê, ek verbind my. Want hierdie verbintenis bring my na die een wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek het 'n ewigheidsperspektief, want as ek bereid is om saam met hom te ly, het ek 'n plek. Kan ek deel aan sy heerlikheid en aan sy rykdom. Here, help ons om te volhard en U te volg. You've won my
Kan ons daai gedeelte sing, You've won my heart? Dis vir my so kosbaar. And you've won my heart. You've won my heart. You've won my heart. Yes, you have won my heart. You've won my heart. You've won my oor, want U het vir ons die prys betaal. Oh, my hart is verknocht aan U. Jesus, you have won my heart. And you've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty. Dis hierdie liefde van God die Vader deur sy Seun Jesus Christus wat ons harte kom verower het. You've won my heart. So amazing groot God. Die skepper van die hemel en die aarde wat alles in stand hou. Bemoei hom met jou en my. Bemoei hom in ons krisisse, in ons uitdagings, in ons moeilike omstandighede. En hy is bewus van dit alles. En ja, nou kan ons sê, maar hoekom doen hy nie iets daaromtrent nie? Hoekom verander hy dit nie? Hoekom? Hy kan in 'n oomblik, in 'n oogwink, maar wat hy begeer, is dat ek en jy ons self sal verloon en hom sal volg. Nie te sê vir onsself, ons eie planne, ons eie manier, ons eie ding, ons eie doen. Net te sê, Here, ek kom agter U aan. Ek volg U, want my hart is verbind aan U. And you've won my heart. Kan ons dit net weer 'n keer verklaar? Ons gaan ons afsluit. And you've won my heart. And you've won my heart. Oh Jesus. You've won my heart. Ons wil ons harte aan U hart vasmaak. Aan U woord, aan U beloftes. Dankie. Dankie vir U liefde. Oh, you have won my heart.
Here, dankie dat ons vanmôre net weer kan kom sit aan die voet van die kruis. En in hierdie week, terwyl ons weer uitgenooi gaan word om onsself te verbind aan U en U te volg, wil ek vanmôre bid, o Here, dat ons harte sal oopmaak vir U Gees. Here, in elke dagstukkie, dat U met ons sal praat, dat ons vir U geleentheid sal gee om met ons te praat en met ons te werk, dat ons vir 'n oomblik sal pause, stil word en hoor. Here, ek bid nou vir myself en elkeen vanmôre hier voor my staan en elkeen wat gaan luister. Here, dat ons sal ons oopmaak vir U Gees en die inwerking van die Gees in ons lewens. Dankie dat U genade groot is. En ons eer U vanmôre daarvoor. In Jesus naam. Amen.